hoop het gaan goed met elkeen en vandag wil ek bietjie gesels oor seisoene in ons lewens en dat ons God moet dien deur elke seisoen, of dit maklik is en of dit moeilik is. En ja, ons almal gaan deur seisoene gaan. So dis vir ons belangrik om geestelik volwasse te raak en om God te eer en om te dien deur elke seisoen. So vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor seisoene en ek wil eerstens begin deur Prediker te lees. In Prediker 3 vers 1 sê dit: elke ding het sy vaste tyd en elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. In 'n ander vertaling sê dit: alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En so seisoene in ons lewens is nie toevallig nie. Ons sien dit ook in die natuur, daar's winter, daar's herfs, daar's somer, daar's lente, en so ook in ons lewe is seisoene daar om ons te vorm. Ek wil kom sê, seisoene in ons lewens is nie God wat ons noodwendig straf nie, maar dit is daar om ons te vorm. En sodra ons hierdie seisoene begin sien as 'n vormingsproses, dan sien ons seisoene ook anders en begin ons anders te reageer teenoor ons seisoene in ons lewens. Nou ek het hier gesê, wat is die fout wat ons baie keer maak wanneer ons deur seisoene gaan? Nommer 1 het ek hier gesê, wanneer dit swaar gaan met ons, wanneer ons deur swaar seisoene gaan, dan baie keer dink ons God het ons verlaat. Dis waar ons dink God is ver en waar is God? En dis die fout wat ons baie keer maak deur swaar seisoene en swaar tye in ons lewe. Die ander kant weer, wanneer ons deur goeie seisoene gaan, dan raak ons selfversekerd. Dan dink ons, ja, ons het dit reg gekry en ons is so amazing en ons het dit gedoen. En so ons sien hierdie twee extremes wanneer ons deur seisoene gaan. Wanneer ons deur swaar tye gaan, dan dink ons God het ons verlaat. Wanneer ons deur goeie seisoene gaan, dan dink ons het dit reg gekry. En ons moet begin besef dat deur al twee seisoene is God se teenwoordigheid. Is hy met ons en saam met ons en wil hy ons vorm, wil hy ons leer, wil hy ons coach. En so is belangrik dat ek en jy sal weet, God is in albei daardie seisoene. Nou, ek het hier gesê, hoe moet ons hierdie swaar seisoene soms sien? En ek het hier gesê, weer eens, dis nie 'n straf nie, maar dit is 'n vormingsproses. En ek wil hê julle moet saam met my gaan na Jakobus 1 vers 2 tot en met vers 4. Nou hoor mooi wat lees dit hier. Dit sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Verder lees dit, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. En so belangrik sien ons die rede vir hierdie beproewing is geestelike volwassenheid. En dis waar God ons wil hê. Dis hoekom my tema ook daar sê dat deur moeilike en swaar seisoene of goeie seisoene moet ons die Here dien. Nou ek het hier ook gesê in 1 Petrus, julle kan saam met my gaan na 1 Petrus toe. 1 Petrus vers 6 tot 7 sê dit: verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie beproef gemaak word deur allerlei beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. En so is belangrik dat deur hierdie seisoene wil God ons geestelik volwasse hê. God wil hê ons geloof moet getoets word en ons moet sterker raak in hom. Nou wat doen ons in ons winterseisoene? Ek het hier gesê, belangrike paar key goedjies, elemente, is nommer 1, bly gewortel in God se woord. Dis belangrik. Baie mense, wanneer hulle deur 'n moeilike seisoen gaan, dan verwerp ons God se woord, ons verwerp God, ons isoleer onsself van sy teenwoordigheid, en dis nie wat ons behoort te doen, wanneer ons deur 'n moeilike tyd of 'n moeilike seisoen gaan nie. Dis belangrik dat ek en jy gewortel sal bly in die woord van God. Nommer 2, moenie jouself isoleer nie, maar omring jouself met Christene, omring jouself met mense wat 'n hart het vir die Here, jou kerk ensovoorts, wat saam met jou kan intree, saam met jou kan bid, saam met jou die pad kan stap. So moet jouself nie isoleer nie. Nommer 3, bly getrou in die klein dinge. En hierdie is belangrik, want baie keer in 'n moeilike seisoen of 'n swaar tydperk in ons lewens,
dan dink ons, ag, jy weet, die lewe bied ons niks, die mense om ons is nie nice met ons nie, hulle is ongeskik of ons dis hierdie moeilike proses. En wat ons baie keer doen is ons raak verhard. En ons begin dieselfde op te tree. Ons is soos, okay, as die lewe dit aan my doen, sal ek dit terug doen. As hierdie mense dit aan my doen, sal ek dit terug aan hulle doen. En die probleem met dit is dat ons verhard ons hart en ons is nie sensitief vir dit wat God wil doen nie. En in daai situasie is ons nie besig om die lig en die sout te wees nie. En so, dis belangrik dat God vra nog steeds vir ons deur 'n moeilike seisoen om getrou te bly aan die klein dinge. Want wanneer hy jou uithaal uit daai moeilike seisoen uit en hy plaas jou in 'n goeie seisoen, hy plaas jou weer op 'n plek waar daar voorspoed is, dan gaan jy die nodige karakter hê en jy gaan dit wat jy ontwikkel het in daai moeilike seisoen, gaan dan uitkom in die voorspoedige seisoen. En so mag ons getrou bly aan die klein dinge. En laasens het ek hier gesê, vertrou God, selfs wanneer jy hom nie voel nie, selfs wanneer jy hom nie sien nie, mag jy getrou bly aan die Here. Moenie God verwerp nie. Moet ook nie God verwyd nie. Hy's besig met 'n groter plan. En soos in daai Jeremia 29 vers 11, sê dit ook dat God beplan vir ons voorspoed en nie teëspoed nie. En so, wanneer ons deur 'n moeilike seisoen gaan, is God besig om ons te vorm. En soos ek weer eens gesê, dis belangrik vir jou en my om die regte perspektief te kry wanneer ons deur 'n seisoen gaan. Want dit gaan ook bepaal hoe ons baie keer, hoe ons gaan respond teenoor daardie seisoen. En so wil ek verder kom sê, winter is nie die einde nie, dis 'n voorbereiding vir nuwe groei. En so jou winterseisoen is nie net God wat jou nou straf en die lewe eindig nou hier nie. Nee, dis God wat iets besig is om te vorm in jou, sodat daar groei kom in jou lewe. Of dit emosionele groei is, geestelike groei is, ensovoorts. Dis belangrik dat ek en jy dit so sal sien. Nou, in Lukas 22 vers 42 sien ons van Jesus wat self deur die moeilike tydperk gaan. Ek dink hy het deur 'n paar gegaan, maar veral voor die kruis ook. En dan kom sy, Vader, nie my wil nie, maar U wil. En so Jesus gee oor aan die Vader se wil in sy moeilike tydperk, in sy moeilike seisoen. En so mag ek en jy in ons moeilike seisoen oorgee aan die Vader. Mag God sê, Here, hier is ek. Kom en vorm my. Kom en doen wat U wil doen in hierdie moeilike seisoen van my lewe. Ek verstaan nie hoekom gaan ek deur dit nie. Ek verstaan nie waar ek is in my lewe nie, maar Here, ek gee oor aan U. Mag U my vorm en ontwikkel. En wanneer ons baie keer oorgee, en dit het ek al baie keer gesien ook, dan soms 'n kort tydjie daarna, dan haal God jou uit daai moeilike seisoen uit. Want dit is asof hy wil hê jy moet oorgee. Nie hierdie ding fight in die fisiese nie negatief of moedeloos raak nie, alhoewel ons net mens is, maar juis op hom vertrou. En wanneer ons oorgee en vertrou op hom en ons laat gaan van ons eie ambisie, ons eie goedjies, dan kom God en hy maak 'n deurbraak. Nou ek wil kom sê, goeie seisoene, en ek wil so 'n bietjie stil staan op dit, is soms gevaarliker as die moeilike tye. En dit wil ek kom sê, want hoekom? Want baie keer wanneer ons in 'n goeie seisoen is, dan vergeet ons so 'n bietjie van God. Ons raak selfversekerd, ons dink ons het dit reg gekry, ons het hierdie deur oopgemaak, ons is so goed in dit wat ons doen, en baie keer dan kan dit selfversekerdheid inbring en hoogmoed inbring, en waar ons dink, maar jy weet, ons is amazing en ons doen al hierdie goeders, en dis baie keer 'n gevaarliker plek, want wanneer ons deur 'n swaar seisoen gaan, swaar tye gaan, dan raak ons afhanklik van God. Ons wil by sy voete wees, ons tree in, ons bid harder, ons spandeer meer tyd in die woord, en wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons 'n bietjie van die Here. En so trots kan ook inkruip hier, en dis gevaarlik. Nou in Deuteronomium 8 vers 17 tot 18 sê ek hierso net die kort gedeelte, moenie sê my krag en sterkte van my hand het vir my hierdie vermoë verkry nie. En so in Deuteronomium kom waarsku dit vir ons. Moenie selfversekerd raak nie. Moenie dink jy het dit reg gekry nie. Maar weet dit is genade en weet dis God wat daai deur oopgemaak het, dis God wat jou seën, dis God wat jou voorspoedig maak, en in dit hou aan vertrou op hom, bly afhanklik van hom. In Spreuke 16 vers 18 sê dit, hoogmoed kom voor 'n val. En so baie keer dan kom ons op 'n plek waar ons so voorspoedig is en geseënd is, ons besigheid doen goed, ons familie doen goed, ons is goeie gesondheid ensovoorts, en ons is selfversekerd, selfs dalk vol hoogmoed, en net daarna dan tref iets. En dan wil ons God kom blameer, maar dit sê ook hier dat hoogmoed kom voor 'n val. Wanneer ons selfversekerd raak en vol hoogmoed raak, dan moet ons versigtig wees, want dit is baie keer hier waar die vyand kan inkom
en dinge kom verander. So mag ek en jy regtig in ons goeie tye, in ons somerseisoene nog steeds op die Here vertrou, afhanklik bly van hom en hom dien. Nou wat doen ons in ons somerseisoene? Wat moet ons doen? En nommer 1 het ek hier gesê, bly nederig. Dis belangrik. Mag ons nederig bly in ons somerseisoen. Mag ons nie vol hoogmoed raak en vol trots raak nie. Nommer 2, gee God nog steeds die eer. Dis hier waar ons baie keer die eer vir onsself wil vat. Maar God kom vra, nee, gee hom nog steeds die eer. En dit is belangrik. Verder het ek hier gesê, seën ander met wat jy ontvang het. Belangrik, God toets ons baie keer in hierdie goeie seisoene. Gaan ons omgee vir ons medemens? Gaan ons nou net selfversekerd raak en alles gaan oor ons gaan, want ons doen nou goed, ons is finansiëel dalk sterk, of ons is gesond en dit gaan net oor ons, of gaan ons in hierdie goeie seisoen saai? Gaan ons in hierdie goeie seisoen omgee? Gaan ons in hierdie goeie seisoen vir ander bid en intree en saam met hulle nog steeds in hulle moeilike tye by hulle wees en saam met hulle staan? En so is belangrik om te besef dat in hierdie goeie en somerseisoene mag ons nog steeds gee, dien, lief wees vir ander, omgee vir ander en nie net self gesentreerd en selfgefokus raak nie. Dan ook het ek hier gesê, moenie selfversekerd raak in plaas van God versekerd nie. In hierdie seisoen, bly God gefokus. Moenie net op jou eie goedjies fokus nie. Maar vra vir die Here, Here, wat wil U nog doen in hierdie seisoen? Vir my wat geseënd is, vir my wat in 'n somerseisoen is, Vader, wat wil U kom doen deur my? Waar moet ek dalk help? Waar moet ek gee? Waar moet ek saai? Waar moet ek bless? En so is dit belangrik om hierdie vraag ook dan te vra in jou somerseisoene. Nou in al twee seisoene het ek hier gesê, moet ons die lig en die sout wees. Hoor mooi wat sê Matteus 15 vers 13. Julle kan vers 13 tot 16 gaan lees, maar ek lees net hierdie een gedeelte. Dit sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En so is belangrik dat selfs deur ons moeilike of goeie seisoene, mag mense in ons lewens kyk en sien dat ons anders leef. Sien hoe ons die Here dien en mag hulle die Vader verheerlik deur dit alles, deur ons lewenstyl wat ons uitleef. In somertye het ek hier gesê, mag ons dankbaarheid wys. In ons moeilike seisoene mag ons vertrou op hom en in oorvloed mag ons hom nog steeds dien. Ware geestelike volwassenheid is om konstant te wees ongeag die klimaat van ons lewens. So maak nie saak waartoe jy gaan nie, mag jy konstant bly en mag jy die Here dien. Ek sluit af om te sê dat jou seisoen ook is nie jou identiteit nie. Ons moet dit verstaan vandag. Jy gaan dalk deur 'n moeilike seisoen, maar dis nie wie jy is nie. Jy is nie die winter nie, jy is nie die somer nie, jy is 'n kind van God en jy's deel van 'n proses en 'n vormingsproses waarmee God in jou lewe besig is. So mag jy nie naderhand jou identiteit vind in hierdie moeilike seisoen en sê, maar ek is so sleg, ek kan nie, ek is niks. Nee. Hierdie seisoen is net 'n seisoen en jy moet dit onafhanklik sien van wie jy is. Jou identiteit is in Christus. En soms gaan jy deur moeilike goed gaan, maar dit maak jou nie minder belangrik, dit maak jou nie 'n niks werd nie. Nee, jy's 'n kind van God en jy dien 'n koning. En hy bly lief vir jou en deur hierdie seisoen gaan hy jou ook dra. Dieselfde met ons somerseisoen. Mag ons nie selfversekerd raak en naderhand dink ons is God nie, maar mag ons vashou in sy genade en weet wie ons is in hom. En so in albei seisoene ken jou identiteit in hom en moenie laat die seisoen jou identiteit bepaal nie. Jy weet wie jy is in Christus. Ek het hier gesê ook in albei hierdie seisoene bly God die bron. God gebruik winter om jou wortels te verdiep en God gebruik ook die somer om jou vrug te wys. En so mag jy weet vandag dat God is vir jou, saam met jou deur elke seisoen. Hy is die bron en jy is nie jou seisoen nie. Jy moenie jou identiteit in dit vind, jou identiteit is in God. En ons gaan bid vandag dat God deur jou moeilike seisoen jou die nodige krag sal gee om deur dit te gaan totdat hy jou weer in 'n nuwe seisoen plaas waar jy geseënd is. En wanneer jy ook geseënd is, mag jy nederig bly en hom nog steeds dien. Kom ons bid saam. Vader, ek kom bid vir elkeen vandag wat kyk na hierdie video. Mag U hulle seën, mag U hulle bless.
Vader, ek kom bid vir hulle wat deur 'n moeilike seisoen gaan. Mag hulle vashou aan U, mag hulle vertrou op U. Mag hulle weet, Here, U is 'n God wat hulle nie verlaat nie. U is 'n God wat nie weg is nie, maar U is saam met hulle deur hierdie moeilike seisoen en U sal hulle die nodige krag gee. En Here, mag hulle net aanhou vertrou op U. Mag hulle nie hulle identiteit vind in die seisoen nie, maar hulle identiteit vind in U. Ek kom bid ook vir elkeen wat dalk geseënd is op hierdie stadium, wat deur 'n goeie seisoen gaan. Vader, mag hulle nederig bly, mag hulle aanhou om U te dien, mag hulle saai daar waar hulle voel hulle moet saai, mag U hulle seën om ander te seën, en Vader, mag ons deur al twee seisoene U dien, en mag ons vol vrede en vreugde bly ten spyte van ons omstandighede en ten spyte van ons seisoen. Mag ons aanhou om U vurig te dien. Seën elkeen, en wat se seisoen hy ook al homself mag bevind, mag hy vertrou op U en vashou aan U, in die naam van Jesus Christus. Amen. Blessings vir elkeen van julle. Mag julle 'n awesome week hê, en mag die Here julle bless